Goed, kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Maar Here, ons weet U is die koning van die konings en U regeer oor ons vanuit Sion op U troon in U wonderlike heerlikheid. En Here, wat 'n voorreg dat ons van onsself kan dink dat ons koningskinders is, dat U vir ons geroep het om ook 'n lig te wees vir die nasies, om U liefde en U genade en U lig aan die nasies uit te straal. Here, omdat dit nie ons is wat ons self bekwaam maak nie, maar omdat dit U is wat ons dan ook bekwaam maak en ons toerus en ons ook lei as die goeie herder, om ook hier op aarde tot eer en verheerliking van U te leef. Maar Here, ons weet dat ons swak en sondig is, dat dit nie so maklik is nie, en daarom wil ons vanmôre opnuut weer vra, dat U met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand sal werk, dat U vir ons vanmôre opnuut weer sal toerus, dat ons sal hoor wat dit beteken om U kinders te wees, wat dit beteken om U disippels te wees, wat dit beteken om lig en sout in hierdie wêreld te wees. En Here, daarom vra ons, spreek ook nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek wil vir ons net enkele verse lees hier uit Psalm 2 uit. Ons het vroeër in hierdie reeks oor die berg het ons ook Psalm 2 behandel. Maar ek wil vir ons net hier van vers 9 af lees, van Psalm 2 af, en dan wil ek vir ons Openbaring 2 lees, en ons sal later ook kyk na Openbaring 22. Nou, hier aan die einde van Psalm 2 se opskrif sê natuurlik die stryd en die oorwinning van die Messias. So hierdie is 'n messiaanse psalm, en dit beteken dit wys heen na Jesus toe. En vers 2 van hierdie psalm sê, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde, en sê, en dan wat ook al daarop volg, dat hulle wil oorlog maak teen hom. Maar die belangrike was dat vers 6 sê, ek het tog my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, en ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Ja, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. En dan wil ek by vers 9 uitkom. So hier word vir ons bevestig, die wêreld wil oorlog maak teen God, en dan sê hy, hier is my seun, hy is die Messias. En dan wat sal hierdie Messias doen? Dis eintlik waar ek vanmôre wil uitkom. Vers 9 sê, U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Dit word nou hier die konings van die aarde. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun. Met ander woorde, soen die seun, dis die woord kus. Dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. So die vers hier wat ek wil uitlig, is hierdie vers 9 wat sê, U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf en U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Nou ek gaan later terugkom hier na vers 9 toe. Maar dan wil ek vir ons vanmôre as ons hoofgedeelte, wil ek vir ons Openbaring 2 lees hier van vers 18 af. Nou wat in Openbaring 2 gebeur, is Johannes is nou op die eiland Patmos. Johannes wat die evangelies geskryf het, maar ook die briewe 1 en 2 Johannes, maar nie Johannes die doper nie, dis twee verskillende mense. Maar Johannes, een van Jesus se disippels of apostels, hy is op die eiland Patmos, hy is soontoe verban, en hier kry hy nou hierdie drome, hierdie visioene waarmee God met hom praat. En deel van hierdie wat ons nou hier lees in Openbaring 2,
is daar word vir hom hierdie visioene gegee van die 7 gemeentes in Asië, en daai 7 gemeentes verteenwoordig eintlik die getal 7 in sy volheid, die kerk vandag in sy volheid. En hierdie is een van daardie gemeentes waarvoor daar spesifiek nou geskryf word, waarvan Johannes 'n visioen kry, en ek wil vir ons hier van vers 18 af lees. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en jou liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. Nou wil ek maar net myself onderbreek en sê, sien hoe kom die tema. Ons het in hierdie reeks van die berge het ons ook gewerk met Elia, wat natuurlik die Baal profete daar op die berg uiteindelik verslaan het. En Isebel is natuurlik die koningin van die bose koning Agab gewees, wat oor Israel regeer het. En ons het vir mekaar al vroeër gesê, dit gaan oor hierdie gees van Isebel, uiteindelik wat agter afgode aanloop, maar hier kom die tema van die berg uiteindelik deur vir Isebel te noem in 'n sekere sin weer deur. Maar dan lees ons verder in vers 21, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. So dit is belangrik hier, dat daar was tyd gegee vir bekering, maar die tyd is nie gebruik nie, en ons is in daai tyd, daar word tyd gegee, genade tyd, om ons te bekeer. Dan sê vers 22, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hom nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou ek wil vir ons eers teksverse hier uitlig. Die eerste is hier aan die begin, vers 18, en ook vers 19. Ons het hier in Openbaring 2 verse 18 en 19 gelees. Johannes sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en jou liefde, en diens en geloof, en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Ek wil hier die klem laat val. Ons het met hierdie tema van ons, die berg, was ons nou vir baie lank besig gewees, en vanmôre is nou die laaste Sondag, of die laaste preek daaroor. Ons moet ook gereed wees, ons leef in hierdie tyd, waar daar nou aan mekaar hierdie voorspellings was van die wegraping, wat 'n valse leer is gaan kom, en dit het toe nou nooit gekom nie. Maar die lank en die kort is, ons moet leef asof die wederkoms enige oomblik gaan aanbreek. En wat ons moet weet, wat by die wederkoms gaan gebeur, is dat daar gaan oordeel wees. Die regverdige God gaan regverdig oordeel, en ons moet bly wees daaroor. Maar dit is hoekom hierdie vers sê, vers 18, sy oë is soos 'n vuurvlam, want hy mis niks nie. God sien alles. Ons kan nie vir God wegkruip nie.
Ons kan nie vir God iets wegsteek nie. God sien alles, sy oë soos 'n vuurvlam, en hy sal die sonde oordeel. Hy sal die sonde, wil ek amper sê, soos 'n vuurvlam verteer. En hy sê in vers 19, ek ken jou werke, jy kan niks van hom af wegsteek nie. Hy ken jou hart, hy ken ook jou liefde. Hy ken jou diens en hy ken jou geloof. Hy weet of dit wat jy doen werklik eg is. Doen jy dit net om deur mense gesien te word, of is jou hart reg? Hy weet waaroor gaan jou werke. Hy sien met sy oë soos 'n vuurvlam tot in jou verstand, tot in jou hart. Jy kan nie vir hom iets wegsteek of iets in valsheid doen nie. Hy weet alles. Hy weet alles van jou. En hy sê dit is goed dat ons liefde het, dat ons diens doen, dat ons lydsaamheid het en dat ons goeie werke doen. Dis die eerste ding waarop ek hier wil die klem laat val, maar dan wil ek ook as teksverse kom na vers 26 toe. Nou, hier in vers 26 tot die einde lees ons, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Nou hierdie vers het 'n dubbele betekenis. Eerstens, ons het deur hierdie reeks van ons wat gaan oor die berg, het ons die hele tyd gesê, dis 'n toets. Die lewe is 'n toets, die lewe is 'n stryd berg op, en ons moet berg op klim. Dit is nie maklik om te bly klim nie, dis 'n toets vir ons. Hier word vir ons vertel van die uiteindelike oorwinning ook van daardie toets. Aan hom wat oorwin. Maar hoe kom daardie oorwinning? Dis Jesus Christus wat oorwin het, dis hy wat oorwin het en wat vir ons daarom die krag gee. En daarom sê hierdie vers, hy het mag oor al die nasies. Soos ons nou gehoor het, die Satan het vir Jesus probeer versoek en gesê, val voor my neer, aanbid my en dan sal ek vir die hele wêreld gee. Jesus het dit verwerp, hy het sy eie mag uiteindelik verwerf deur uit die dood uit op te staan, en daarom het hy nou mag oor al die nasies, nie net oor die aarde nie, maar ook oor dit wat in die hemel uiteindelik gebeur. En dan lees vers 27 verder, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, dis nou Jesus. Dis wat ons gelees het in Psalm 2, in daardie verse van vers 9 af. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel. So erdegoed wat hier bedoel word, dis soos potte wat van klei gemaak is. Dis wat met erdegoed hier bedoel word, kleipotte. So dis hoekom die ander bekende gedeelte sê, ons is die potte, of ons is die klei, en hy is die pottebakker wat ons vorm, daardie mooi lied wat ons ook sing. Maar wat sê hy hier? Die nasies is soos erdegoed, hulle is soos kleipotte, en met sy staf sal God hulle uiteindelik stikkend slaan, en dit wys weer op die oordeel wat daar op die laaste dag sal wees. God sal die sonde verbrysel, hy sal die wat nie in hom glo nie verbrysel. En dan sê hy, hoe sal hy dit doen? Met sy staf, met 'n ysterstaf soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. So dit is wat God van die begin af, God die Vader vir die Seun die opdrag gegee het. Hy is die koning van die konings, hy moet sy koningskap kom bevestig deur mens te word, deur te kom sterf van die kruis en deur op te staan uit die dood uit, en dan sy troon te bestyg met die hemelvaart. En dit beteken dat hy is die een wat sal regeer oor alles en almal en wat regverdig sal oordeel. En dan sê die laaste 2 verse, en ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So hierdie is 'n waarskuwing aan ons, dat ons uiteindelik gereed moet wees, dat ons nie soos deur die dief in die nag onverwags betrap moet word nie, maar dat ons gereed moet wees asof die wederkoms enige oomblik kan aanbreek. Nou, ons het, soos ek sê, in Psalm 2 ook hierdie selfde verse gelees, en ek wil weer teruggaan na vers 9 toe. Ons het hier in Psalm 2 in vers 9 het ons gelees, U sal hulle verpletter, in Openbaring is die woord nou net die vertaling verbrysel, met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Nou wat hier gebeur, wat ons moet raak sien, dis 'n belangrike ding, maar ek wil amper sê, dis hoekom dit nodig is om kerk toe te kom, dat daar iemand is wat 'n mens ook lei, want in die Afrikaans kan ons dit nie so maklik sien nie, maar in die woordspeling van die Grieks en die Hebreëus, onthou die Ou Testament is in die Hebreëus geskryf, en die Nuwe Testament, Openbaring met ander woorde, is in, wat ons nou hier behandel, is in die Grieks geskryf. Die woord stikkend slaan hier, het dieselfde konsonante. Nou, ek wil nou amper sê, gee mooi aandag, want dit is 'n moeilike verduideliking.
Maar die woord stikkend slaan het dieselfde konsonante in die Hebreëus, in die Ou Testament, as wat die woord verlei of om te herder ook het. So met ander woorde dieselfde konsonantwoorde en is basies dieselfde woorde in die Hebreëus. Daar's net 'n klein nuance verskilletjie tussen stikkend slaan en lei, soos wat 'n herder sy skape sal lei. Dis baie naby aan mekaar. En soos ons gesien het, hierdie gebruik van stikkend slaan soos 'n erdepot word weer herhaal in Openbaring 2 wanneer daar met die gemeentes gepraat word. Verbrysel is maar weer stikkend slaan waarmee met die eysterstaf van die koning van die konings. Dit kom weer in Openbaring voor. Nou wat hier gebeur uiteindelik is dat waar God hier met die gemeentes praat in Openbaring en waar hierdie toets voor hulle gelê word wat ons sien, wat hulle moet oorkom, want hy wat oorwin is die een wat die toets oorkom het, wat die toets weerstaan het. Die een wat die toets oorkom of oorwin, sal die nasies lei en dis Jesus. En wat uiteindelik hier gebeur, is hy sal regeer, wat ons sien. Nou regeer is weer eens die woord in die Grieks in Openbaring 2 wat met regeer vertaal word, kan ook vertaal word, en sommige vertalings vertaal hom so met lei. Hy sal die nasies regeer, hy sal die nasies lei. So dit gaan oor dieselfde, so dis wat ek hier wil wys. Stikkend slaan, lei en regeer is hier met mekaar vervangbaar. En dit is uiteindelik die sleutel wil ek sê vir wat ons hiermee besig is. So ek wil nou sê, hoekom word hulle verbreek? Hoekom word hulle gelei? Omdat hy die koning van die konings is. Hulle word gebreek met 'n staf en ook natuurlik waarmee lei die goeie herder van Psalm 23 sy skape. U stok en u staf, die bewaar my. Dis die goeie herder wat voorloop. So wat ons uiteindelik moet besef is dit is juis met hierdie, en ons moet verstaan, hierdie stikkend breek, hierdie verpletter gaan juis oor die oordeel. Maar nou moet ons daai konnotasie uiteindelik maak en vir mekaar sê, dis juis ook in die oordeel wat die leiding kom, wat die regering kom. Deur ons te oordeel, wys God uiteindelik dat hy is die koning van die konings, hy regeer reg en goed, maar dis ook om ons te lei. So as ons dit verstaan, dan moet ons besef dat uiteindelik gaan dit daaroor dat hierdie lei wat ook vertaal kan word met stikkendbreek of regeer, wys op Jesus wat met die wederkoms regverdig ook sal oordeel. En die feit dat ons weet dat hy ons regverdig gaan oordeel, dis deel van hierdie proses van lyding waarmee die goeie herder vir ons as sy skape, wat sy disippels is, wat sy kinders is, uiteindelik lei. So die wete daarvan is deel van die lyding. Nou die vraag is dan nou uiteindelik, hoe behoort ons te reageer hierop? En die antwoord is uiteindelik, ons moet leef asof Jesus uiteindelik enige oomblik kan kom oordeel, asof die oordeelsdag enige oomblik kan aanbreek. Ons het nie nodig om voorspellings te maak oor allerhande datums en allerhande goed wat gaan gebeur en agter valse mense en valse profete aan te hardloop nie. Ons moet leef asof die oordeel enige oomblik kan aanbreek. Want die wonderlike is uiteindelik dat die saad van Dawid, wat Jesus homself ook noem, sal regverdig kom oordeel. En wat dit vir ons beteken, is in 'n sekere sin 3 dinge. Die eerste daarvan is as ons weet hy gaan oordeel, dan moet ons leef asof hy gaan oordeel. En dit beteken in 'n sekere sin dat ons moet vrees vir ons sonde. Ons moet ons sonde ontvlug. Ons moenie meer sonde doen nie. Ons moet ons sonde staak en alles wat ons uiteindelik tot die sonde toe kan lei. So dis die eerste ding. So ons moet 'n bewondering, 'n vrees vir God hê, maar ons moet vrees vir ons sonde. Dit beteken ons moet eintlik in 'n sekere sin bang wees vir die sonde en ons moet dit weghardloop vir die sonde, ons moet dit ontvlug. Ons moenie meer sonde doen nie en daarmee saam die tweede ding uiteindelik, ons moet onsself bekeer en ons moet ons sonde voor God bely en ons sonde laat staan en nie meer sonde doen nie. Dit is wat hy ook sê, wat ons van gelees het, die liefde en ook die werke
Ons werke moet goeie werke wees tot eer van God, wat in liefde gedoen word teenoor God en teenoor ons naaste. En dis dan ook die derde ding. Ons moet dan ook liefde teenoor God en ons naaste uiteindelik hê. En dit moet waar wees van ons. Ons moet daardie liefde wat Romeine vir ons leer, wat die Heilige Gees in ons harte uitgestort het, daardie liefde van God, moet ons uitstraal as ligte in hierdie donker wêreld. Ons moet lig en sout uiteindelik van hierdie wêreld wees. Ek wil terugkom om te sê, as ons besef dat Jesus enige oomblik kan kom oordeel, sal ons sorg dat nie net ons eie lewens reg is nie, maar as ons werklik die liefde van God, die liefde teenoor ons naaste ook in ons harte het, dan sal ons elke oomblik met elke ding wat ons doen, ook sy disippels wil wees, wat sy lig aan die wêreld bring, sodat die wêreld na sy lig toe kan kom, sodat hulle die berg kan klim na Sion toe bo, waar God in al sy heerlikheid sit en regeer met sy eysterstaf. Dan sal ons hulle bring omdat daar liefde in ons harte is. So dit beteken weer eens dat ons disippels moet wees, dat ons volgelinge moet wees, maar ons kan nie net agteroor sit en daar is werk vir ons om te doen elke oomblik totdat die wederkoms aanbreek. Dit moet ons deur woord en deur daad doen. En dis hoekom die waarskuwing daar is in Psalm 2 wat ons gelees het in vers 10, het ons gelees vers 10 tot 12 sê, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku. Luister dat die Here se oordeel is daar, met sy oordeel sal hy ons stikkend breek, en sal hy die aarde stikkend breek, en dit kan enige oomblik gebeur. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. En hier kom dit vers 11, dien die Here met vrees, dis wat ons nou gehoor het, dan moet vrees wees oor ons sonde, by ons moet ophou om sonde te doen, en ons moet 'n heilige vrees hê vir God. Dien die Here met vrees, en juig met bewing. En dit is belangrik, hoekom ook juig met bewing? Omdat hy die koning van die konings is, omdat hy oorwin het, hy het die toets vir ons weerstaan, hy sit bo op die berg op Sion, en hy regeer van daar af, en hy roep ons op na hom toe, en hy sê, moenie ophou klim nie, moenie moed opgee nie, ek gee vir julle die krag, en ek gee vir julle die vermoë om dit te kan doen. Dien die Here met vrees, en juig met bewing, omdat hy oorwin het, en dat omdat hy ook vir ons die oorwinning gee. En dan kus die seun, met ander woorde soen vir Jesus, aanbid hom, soen sy hande as koning, soen sy voete, aanbid hom, sodat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. So weer eens op pad boontoe, dat hy julle nie sal verteer met sy heerlikheid nie, maar weer eens kan ons sê, omdat die seun vir ons gesterf het, het hy ons kom heilig maak, en daarom kan ons uiteindelik voor God verskyn, sonder dat ons soos Moses, waarvan ons gehoor het in hierdie bergreeks, uiteindelik in God se heerlikheid sal besef, dat ons gesigte, en soos Elia, waarvan ons gelees het in hierdie bergreeks, of wat ons bespreek het, ons self moet bedek om deur God se heerlikheid uiteindelik verteer te word. En dan sluit hierdie Psalm af, en hy sê, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. So ons moet opklim na hom toe, ons kan uiteindelik na hom toe opklim, omdat Jesus vir ons gesterf het, maar die taak lê uiteindelik voor ons, dis die belangrike ding, maar ons weet, hy het vir ons oorwin, en daarom is ons welgeluksalig, omdat hy ons koning is, en ons uiteindelik sy kinders is. So hy lei ons op, om uiteindelik ook op sy heilige berg te wees, en deel van daardie leiding, soos ons nou gehoor het, hoe hy ons herder, wil ek amper sê, is om te besef dat hy sal regverdig oordeel, en dis natuurlik baie goeie nuus vir ons, want dit beteken die onreg, die sonde sal uitgevee word, en uiteindelik sal alles aan die lig gebring word. Voor ek by die volgende gedeeltes, voor ek vir ons wil afsluit met wat ons in Openbaring 22 lees, wil ek vir ons wys hoe hierdie tema van die berg, nie net van Genesis af, soos ons nou gesien het, hierdie reeks deur die Bybel gaan nie, maar ook in die laaste hoofstukke van die Bybel uiteindelik baie sterk figureer na vore kom. In Openbaring 14, die eerste 2 verse lees ons, Johannes is nog steeds hier in die gees, wil ek amper sê, God wys vir hom wat sal in die eindtyd gebeur. In Openbaring 14 se eerste 2 verse lees ons, dat Johannes sê, en ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskryf. En dan kom ek verduidelik dit net vinnig
Dis aan die einde van vers 1, waaroor gaan die 144.000? Dit gaan oor almal wat tot geloof gekom het deur die 12 stamme van Israel en ook die 12 apostels of die 12 disippels van Jesus. So dis 12 maal 12 is 144 en 1000 wys doeteenvoudig op die menigte, op almal. So met ander woorde, dis 10 maal 10 maal 10. God werk deur 10 baie keer en dis die perfekte getal van 10. Dis 10 maal 10 maal 10, so dis 144.000. So met ander woorde, almal wat glo, God staan op die berg, op Sion. En die 144.000 op wie se voorhoofde sy naam geskrywe is. En ons weet dit in ons biologie, in ons DNA en alles, is Jesus ingeskryf. Ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie. Maar ek dink byvoorbeeld aan daai proteïenmolekuuletjie met die naam van laminin, wat in die vorm van 'n kruis is en op ons DNA. Wanneer ons asemhaal, het ek al in die verlede ook gesê, daai in en uit asem is deur God se naam te sê, in die Hebreëus. So alles van ons, hoe ons aan mekaar gesit is, verkondig dat Jesus se naam op ons geskryf is. Maar dan sê vers 2 ook van Openbaring 14, en ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. Nou, hoekom lees ek hierdie vers ook saam? Maak 'n knoop in die oor die geluid van baie waters, en die geluid van donderslag. Onthou, ons lees dit ook in die Bybel, en dit word vir ons gesê, dat wanneer God praat, klink sy stem soos die stem van baie waters, en soos donderslag. Maar maak 'n knoop in die oor, ons gaan nou daarna toe terugkom. Dan ook in Openbaring 21, onthou, die laaste hoofstuk in die Bybel is Openbaring 22, ene voor dit is Openbaring 21, in Openbaring 21, wanneer Johannes die visioen het oor die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem, dan lees ons in Openbaring 21 vers 9 tot 11, van vers 9 af, en een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En onthou, wie is die bruid, die vrou van die lam? Dis ons, die kerk. Met ander woorde, die kerk sal in die ewige lewe wees. En dan sê vers 10, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. So waar is Jerusalem, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel uit sal neerdal? Op die groot en die hoë berg. En dan sê vers 11, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos baie kosbare stene, soos die kristalhelder jaspissteen, en dan word dit nou verder vir ons beskryf. So met ander woorde, daai lig wat ons moet uitstraal, is op die berg, en ons sal uiteindelik soontoe gebring word, maar ons moet aanhou klim, en tot ons daardie ware lig van God, wat oor ons sal skyn, omdat die son dan nie meer nodig sal hê om oor ons te skyn nie, omdat God se heerlikheid oor ons sal skyn, totdat ons by daardie ware lig uitkom, moet ons nie ophou nie, maar moet ons bly om lig en sout in hierdie wêreld vir hom te wees. As daar werklik liefde in ons harte is, as ons werklike erns het in ons harte, omdat ons besef die wederkoms kan enige oomblik uiteindelik aanbreek. Nou kom ons sluit af. Die laaste hoofstuk in die Bybel wil ek vir ons lees, en soos wat ek hom vir ons lees, wil ek hom net vir ons verduidelik ook in opmerkings maak. In Openbaring 22 lees ons van vers 1 af, en dis veral hierdie eerste paar verse wat van groot belang is. Hierso skryf Johannes in die laaste hoofstuk van die Bybel, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Nou wil ek myself onmiddellik daar onderbreek. Waar het ons nou gehoor? Waar is God se troon? Op die hoë berg, op Sion. Wat het ons in die heel eerste preek, of nee, dit was nie die heel eerste nie, maar in die tweede preek van hierdie reeks, toe ons gesê het, die paradys was uiteindelik, die tuin van Eden was op die berg gewees. Die rivier het uitgestroom vanaf die berg, of hulle het uitgestroom vanuit die berg uit. En uiteindelik, hier sien ons uiteindelik die oorsprong daarvan. Wat is die oorsprong daarvan? Dis Jesus se troon. Dis waar die lewende water uiteindelik uitstroom. So dit het weer eens
moet dit vir ons hierdie prentjie van 'n berg. Waar is die ewige lewe, soos die paradys? Dis op 'n berg. En wat is die toppunt van die berg? Is Jesus se troon, en van daar af stroom uit die lewe van die water van die lewe. Onthou wat het ek gesê, maak 'n knoop in die oor. Hoe klink Jesus se stem? Soos die stem van baie waters en soos donderslag. En dan lees ons verder in Openbaring 22 vers 2. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Met ander woorde, hy sê vir ons, hier is die boom van die lewe, en uiteindelik wat ons hier weer moet raak sien, hoe dra die boom vrugte? 12 maal. Hoeveel maande is daar in 'n jaar? 12 maande. Wat is 12 maal 12? 144. Dis die 144.000 wat ons in Openbaring 14 ook van gelees het. En hierdie vrugte is tot genesing van die nasies. So weer eens, hy is die koning wat regeer, hy maak gesond. So met ander woorde, ons het nou die hele tyd gesien, God se oordeel kom. Hy sal ons met sy oordeel soos erdepotte, soos kleipotte stikkend slaan. Maar hier sien ons in die ewige lewe, omdat God oorwin het, is daar ook genesing. En dit is die wonderlike, die oordeel is daar, en ons moet vrees daartoe, en dit moet ons oproep tot bekering, dit moet ons oproep tot liefde, dit moet ons oproep om sy kinders te wees, en so te leef elke oomblik. Maar ons kan ook weet, daar is ook bekering, daar is ook genesing as ons onsself bekeer. En dan sê vers 3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die toorn van God en van die lam sal daar in wees, en sy diensknegte sal hom dien. Met ander woorde, God het geoordeel oor die sonde, en nou sal ons hom voluit dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, is wat ons nou reeds gelees het, nê? En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. So dis sy heerlikheid wat oor ons sal skyn. En dan lees ons verder, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. As ons, omdat Jesus vir ons oorwin het, sal ons ook saam met hom as konings regeer. En dan sê vers 6, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En dit is belangrik, dit is die hele tema van Openbaring. Dit is die dinge wat gou moet gebeur. Ons moet sorg dat ons nou reg is, nie môre nie, gou. Nou moet ons sorg, hierdie dinge moet gou gebeur. Kry julle self reg, want die wederkoms kan enige oomblik wees. En dan sê vers 7, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar, van die Bybel. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. So dit is ook belangrik in hierdie taak wat voor ons gelê word om nog berg op te klim. Die engele is daar om ons te dra, soos wat Psalm 91 sê, sodat ons nie ons voet stamp nie, maar sodat die engele ons wil dra om op die slange en die leeu's en alles wat voor ons lê, uiteindelik te trap. Die engele is ook daar om ons te versterk. Maar dit is uiteindelik as wat gebeur, as ons die woord van God, die woorde van hierdie boek uiteindelik bewaar en daarvolgens leef. En dan lees ons in vers 11, in vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van hierdie profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, want daar sal oordeel wees. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Met ander woorde, moenie ophou met goeie werk nie, moenie ophou om regverdig en goed te doen, en heilig te wees nie, maar ons moet aanhou om dit meer en meer te doen, ons moet volhard tot die einde toe. Moenie dink ek het nou 'n oomblik van genoegtyd bereik nie, ons moet ons sonde voortdurend besef, en aan mekaar meer en meer werk. Dis 'n groot gevaar wat daar vir ons is. Ons kry baie keer 'n stadium van tevredenheid in ons lewens, waar ons vir mekaar sê, ons gaan nou maar aan,
ja, partykeer doen ek nog sonde, maar ek bely my sonde, maar ek is soort van tevrede met myself, en dis 'n groot gevaar. Ons mag nooit tevrede wees nie, want ons is nooit sondeloos nie, ons is nooit heilig genoeg nie. Ons moet bly werk aan onsself, ons moet bly groei, bly nader en nader aan God leef en meer soos Christus word, om uiteindelik disippels van hom in hierdie wêreld te kan wees, om mense ook uiteindelik na hom te lei. En dan sê hy weer in vers 12, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Waar is die stad? Bo op die berg. So ons moet bly klim, ons moet bly uiteindelik die gebooie behoed en bewaar uit dankbaarheid, omdat ons weet, God het ons verlos. In vers 15 sê, maar buite, waar ons nie wil wees nie, buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. So dit sê ook vir ons, hoe moet ons nie leef nie? Moenie agter valse profete, die honde hier is slegte mense, dis die bedoeling met honde hier, moenie agter hulle nie, moenie hoereerders, moordenaars, afgodedienaars, leenaars wees, wat die leuen liefhet nie, maar bly in die waarheid, want Jesus sê, ek is die waarheid, en dan sê vers 16, ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. So weer eens, waar kom die betuiging? Vanuit die gemeente uit, so ons moet deel wees van 'n kerk, van 'n gemeente. Hier sê hy wat ek nou gesê het, nou sê Jesus, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Ons het nou gelees, ek sal vir jou die môrester gee. Hier sê Jesus, ek is die môrester, ek is die ene wat tussen die gemeentes uiteindelik rondwandel. En die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom. Hoekom? Want Jesus is die fontein van lewende water. Kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. En ek wil eers daar stop voor ek die laaste 2 verse lees, aan die einde van vers 19. Hierdie waarskuwing wys ook vir ons dat ons mag nie bystaan en kyk wanneer die Bybel verdraai word, wanneer uiteindelik mense 'n valse evangelie bring nie, maar ons moet die waarheid ook verdedig. Want dit is wat God hier sê, daar mag nie aan die Bybel bygevoeg of weggeneem word nie. So ons moet by die waarheid van die Bybel en die woord van God, wat Jesus self is, ons moet daarby uiteindelik bly, en ons moet dit uiteindelik verdedig. En dit beteken dat, weer eens, ons moet pas op om te gerus te wees partykeer en te sê, maar hulle glo 'n bietjie anderster as ons, en hierdie is bietjie so en bietjie so. Nee, ons moet na die werklike waarheid gaan soek, en ons moet onsself ook ondersoek en sê, is dit wat ons leer en wat ons glo die werklike waarheid, en as ons verkeerd is, moet ons bereid wees om aan te pas. Maar dis hoekom ons die Bybel voortdurend moet bestudeer, en ons moet die werklike waarheid uiteindelik verdedig, dit wat in die woord staan. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons die woord sal bestudeer, dat ons deel van 'n gemeente ook is. Dis wat ek nou weer gesê het, as ons nou net kyk na die woordspeling wat ons hier gesien het, met die woorde van stikkend breek, verpletter en lei en regeer, dan sien ons uiteindelik, dit is nie altyd voor die hand liggend nie, dit is nodig om die Bybel partykeer ook dieper te bestudeer, en dis hoekom die Here vir ons verskillende mense gee. Party is herders, party is profete, party is evangeliste, wat die bedoeling is, party is dalk huisvrouens, ander is boere, ander werk, ander gaan nog skool, maak nie saak, ons is verskillend, maar ons is almal deel van die liggaam van Christus, wat saamwerk om uiteindelik die waarheid te ondersoek, en uiteindelik by die werklike waarheid uit te kom, en belangrik dit te leef. Dis waaroor dit hier gaan, uit dankbaarheid, omdat hy ons gered het. En so sluit Openbaring en die Bybel ook af.
Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. En ek wil ook daarmee afsluit en sê, ons het gehoor, ons moet ons sonde bely, ons moet leef asof die wederkoms enige oomblik kan aanbreek. Ons moet disippels wees wat uitgaan en die woord verkondig, wat klein bergies is, wat lig en sout in hierdie wêreld is, wat nie ophou klim na bo nie, want hoe nader ons aan bo klim, wil ek amper sê, hoe meer straal Jesus se lig bo van die berg Sion af, uiteindelik ook deur ons na die wêreld toe, en sal hulle ook wil klim, en daarom moet ons nie moed opgee nie, maar ons kan weet, dat sy genade is met ons, en hoe groot is sy genade, groter as enige iets wat ons in hierdie lewe gedoen het, groter as enige sonde, groter as enige iets wat voor ons lê, enige taak wat ons dink ons nie kan oorkom nie. Sy genade is groter as dit alles, en omdat hy oorwin het, omdat hy die toets weerstaan het, en omdat hy van bo af reg oor ons regeer, daarom kan ons ook weet, met die wete, die wederkoms is daar, en met die wederkoms sal daar regverdig geoordeel word, maar daarom kan ons met daardie wete ook weet, deur sy genade gee hy vir ons die krag om te bly klim, en daarom moet ons nie moed opgee nie, maar daarom moet ons berg op bly klim, totdat ons uiteindelik met die wederkoms ook Sion, die koning se troon, sal bereik. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons weet dat ons as u kinders, as u disippels, ons wat vir u lig en sout in hierdie wêreld moet wees, dat ons 'n groot taak het, wat dan ook voor ons gelê word. Maar Here, hierdie taak wil ons graag verrig, om u disippels te wees, om u kinders te wees, om vrugte vir u te dra, omdat u ons elke dag nat maak met die water van die lewe, met daardie strome van lewende water, wat uiteindelik deur die Heilige Gees ook in ons hart gewerk word, omdat ons daarom vrugte wil dra, wat die wêreld ook kan kom pluk, en dit alles uit dankbaarheid uit. Here, daarom wil ons vanmôre opnuut weer vra, Here, rig ons oë op u. Ja, hierdie lewe is 'n opdraande stryd, dit is 'n berg wat ons moet klim, maar u rus ons toe daarvoor. U gee vir ons die krag daarvoor, u genade is vir ons genoeg. Here, gee dat ons elke dag sal lewe asof die wederkoms enige oomblik kan aanbreek, dat ons sonde voor u sal bely, dat ons dit sal laat staan, dat ons daarvan sal wegvlug in groot vrees, maar Here, in liefde en aanbidding ook tot u, dat ons nie meer sal sondig nie, maar dat ons uiteindelik lewens sal leef tot eer en verheerliking van u naam. Here, daarom bid ons ook vanmôre opnuut weer, vergewe deur u groot genade, ook genadiglik al ons vermenigvuldigende sondes. Gee dat ons nie meer sal sondig nie, maar wees u die goeie herder wat oor ons regeer, wat ons lei met u stok en u staf, en ons behoed en bewaar teen die wrede wolwe, teen die wolwe in skaapklere, wat ons wil mislei met die valse woord en wat die Bybel verdraai. En Here, bly vir ons die waarheid wys. Gee dat ons sal bly opkyk na u, en dat ons die berg sal bly uitklim en uiteindelik nie sal opgee nie. Here, in hierdie stryd van die lewe, in hierdie bergopstryd, weet ons, is daar ook baie ander uitdagings voor ons. Daar is siekte, daar is hartseer, daar is beserings, en daar is struikelblokke wat voor ons gesit word. Here, ons wil ook vra, rol vir ons daardie struikelblokke uit die pad uit. Bring vir ons genesing, maak vir ons gesond, vertroos vir ons wanneer ons hartseer is, en gee dat ons deur dit alles nie sal ophou klim nie, maar dat ons sal weet, deur dit alles is u by ons, is u die goeie herder wat nie net bo sit en vir ons aanmoedig en vir ons krag gee en versterk om uiteindelik bo uit te kom nie, maar is u ook die goeie herder wat vir ons u skape nie net beskerm met u stok en met u staf nie, maar is u die goeie herder wat eintlik, wanneer ons werklik terugkyk, dan sal ons sien dat daar is maar net een stel spore, omdat u vir ons as die lammetjies op u nek tel, en dat ons eintlik deur u berg op gedra word tot by u. En Here, dit is wat genade is. Ons kan nie op ons eie nie, maar deur u is ons tot alles in staat. Dit is wat genade is, dat ten spyte van ons swakheid en ons nietigheid en ons sonde,
U nogtans vir ons gesterf het, U nogtans vir ons oorwin het, en U ons uiteindelik berg opdra tot by U. Here, daarvoor kan ons nie anders nie, as om U te loof en te prys en te dank, en in blydskap uit te roep, dat aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En Here, gee dat ons ook met daardie vreugde en met daardie blydskap tot U eer in hierdie wêreld sal uitgaan en U disippels sal gaan wees, wat alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. En Here, dit vra ons en bid ons alles, sodat U daardeur vereer kan word, in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.